Lig op lig, Maluti FM 97.1. Lig op lig natuurlik 'n program wat sy naam daarvan afkom dat ons die lig van die skrif duidelik op die lig van die golwe oor die land, oor die wêreld verkondig. Net soos die lig vir die skrif vir ons duidelik gee. En daarom praat ons ook oor die Here van die Bybel, soos die Here dit vir ons gee en vir ons wysheid gee deur die krag en die leiding van sy Heilige Gees. Maar ook is ons bewus daarvan dat die jaar volgens die kerk ingedeel word. En ons volg eintlik dit ook so, want ons weet dat ons jaar amper begin saam met die Kersfees, dat dit vir ons 'n hoogtepunt is. Maar dan, 'n paar weke later, en ons is nou daar by die tweede week wat oploop na die Lydensweek, of dan Goeie Vrydag toe. Goeie Vrydag wat vir ons die tekendag is, bekendstellingdag, die dag wat ons herinner word aan die lyding, sterwe en kruisiging van Jesus. Vanmôre gaan ons bietjie praat oor die begin van Jesus se amptelike, sy openbare bediening. Wat het gebeur net daarvoor? En spesifiek oor sy doop. Hoekom is hy gedoop? So bietjie meer daaroor oor 'n paar minute. Baie interessant as ons kyk na die lewe van Jesus, dan sien ons dat een van die hoogtepunte wat ons van weet, is die doop van Jesus. Maar ja, hy kom na Johannes toe wat by die Jordaan rivier doop. Nou Johannes doop waarskynlik nie uit vrye wil, omdat dit vir hom lekker is in die woestyn en in die Jordaan nie. Hy was 'n priester, hy was 'n Leviet, uit en uit. Hy kon in die priester werk in die tempel doen. Sy vader, Sagaria, weet ons, was 'n priester. En hy was 'n priester. En sy ma was ook uit die priestergeslag van Aaron. So lees ons dit. Maar hoekom is Johannes die Doper dan besig om in die woestyn te preek? Want, jy sien, ons moet so 'n bietjie teruggaan in die geskiedenis, net om die volle konteks miskien te kry. Koning Herodes was die koning oor die gebied van Israel. Nou, Herodes was 'n baie slinkse man, 'n man wat sy eie veiligheid en sy eie toekoms baie mooi beplan het. Hy was waarskynlik iets soos 'n narcis of 'n psigopaat, want enige iemand en iets wat hom bedreig het, het hy uit die pad weggevee. Hy het sy eie kinders en sy vrou laat doodmaak. En hy wou graag 'n goeie gesindheid hou tussen hom en die Jode, want hy wou dit ook na Rome toe so deurstuur dat hy 'n goeie koning is. En dat hy dan reg en geregtigheid laat gebeur. Ons weet dat hy in die tyd van Julius Caesar reeds op pad was na die koningskap toe. En toe die vermoor is, het Marcus Antonius en Octavius tot die ryk van Julius Caesar oorgeneem. Eers met 'n bietjie vrede tussen hulle, later met 'n dodelike vyandskap. Nou dan skaar Herodes om by Marcus Antonius, totdat die nie meer daar is nie en eintlik van die toneel verdwyn. En dan kom hy en hy maak dodelike vriende of goeie vriende met Octavius. En so bly hy die koning van Jerusalem, van Judea. En hy begin ook dan om die Jode se gunst te wen, begin hy die tempel herbou.
En wat ons dan ken is die klaagmuur daar by die Jerusalem, by die tempel vir die wat al daar was. Daar's die klaagmuur wat baie bekend is. Dis eintlik die muur wat Herodes gebou het in sy herstel van die tempel, om die Jode se guns te wen. En hy het dit ook gedoen, en so het hy baie invloed gekry, ook in die tempeldiens. Maar dit het beteken dat die tempeldiens nie altyd so suiwer was nie, en dat dit onder sy leiding het die amptenare van die kerk en hy eintlik na mekaar toe geleef, en die kerkleiers het agteroor gebuig om hom tevrede te stel, nie noodwendig die Here nie. En hy het weer agteroor gebuig om hulle guns te wen, sodat daar nie slegte gerugte en berigte oor hom na Rome toe gestuur is nie. Maar so is die tempel dan ook sy diens nie meer so suiwer God gerig soos dit was nie. En daarom, waarskynlik een van die groot redes hoekom Johannes nie in die tempeldiens doen nie, is omdat hy voel dit is gekontamineer, is onsuiwer, is besmet met die invloed van Herodes en sy gesande. Hulle doen nie wat die Here sê nie, hulle luister meer of gedeeltelik na wat Herodes sê. En daarom is Johannes besig om in die woestyn aan die kant die Jordaanrivier te preek, te leer, mense te leer, net soos in die tempel. Mense kom dan ook na hom toe, net soos na die tempel toe. En as hulle na hom toe kom, net soos by die tempel, loop jy deur 'n reinigingsbad en jy kom jy na hom toe en jy was jouself en jy word gereinig deur die water van die Jordaanrivier. Ja, om gedoop te word beteken om letterlik skoongemaak te word, sodat jy skoon kan wees, om reg te wees vir die lering wat jy gaan ondergaan. Maar verder nog, ons hoor ook dat Johannes duidelik sê, as Jesus daar aankom, dan sê hy, daar is die lam van God. Nou wat gebeur met 'n lam wat na die tempel toe kom? Lam word geoffer. En so kom Jesus na hom toe, en hy sê, hier is ek, doop my. Jesus, die seun van God, wat glad nie nodig het om 'n bekeringsdoop deur Johannes te ondergaan nie. En Matteus sê duidelik vir ons in sy Grieks dat die oorspronklike woord staan daar, hy word gesalf met die Heilige Gees. En die stem van die Here hoor uit die hemel uit wat sê, dis my geliefde seun. So hier sien ons en hoor ons God drie-enig, ons sien die Seun, ons hoor die Vader, ons sien die Gees soos 'n duif op hom neerdaal en hom salf vir die werk wat hy gaan doen. En dan hierdie asemrowende 40 dae wat hy dan weggelei word na die woestyn toe, om gesuiwer te word, om gereed te maak om sy bedieningswerk, openbare werk te begin. Net soos wat ons hoor, die volk Israel trek uit Egipte, deur die Rooi See, deur die water, net soos hy deur die Jordaan, trek hulle deur die water, word gesuiwer, en dan gaan bly hulle 40 jaar in die woestyn, om gereed gemaak te word, kultureel, godsdienstig, juridies, sosiaal, al die maniere, ook in hulle vegskuns, militêr, ook hulle organisasie van die hele samelewing, van die kerk, voordat hulle deur die Jordaan gaan na Jerigo toe. Gelei word deur Josua, die verlosser. Hier kom Josua, Jesus, deur die selfde Jordaanrivier, en hy word deur die priester Johannes gedoop. Op pad waarheen? Op pad om geoffer te word. Op pad na Jerusalem toe. En ons weet dat Jerusalem sê hy gaan een van die dae tot op die grond afgebreek word. En ons weet Josua in die Ou Testament trek deur die Jordaanrivier en dan trek hulle na Jerigo toe. En die word afgebreek tot op die grond. So soveel ooreenkomste. Maar spesifiek hier, Jesus aan die begin van sy bediening gaan deur eintlik 'n vernederende proses om gedoop te word, om bekeringsdoop te ondergaan, om te sê dat ek glo in my Vader wat in die hemel is. Hy wie van die Vader afkom,
wat hom ken, wat hom gesien het, wat weet wie hy is. En natuurlik ontvang hy nie die seën van die verbondsbelofte of iets dan nie. Nee, hy ontvang vervloeking, want hy word terwille van ons gedoop, terwille van ons gebeur alles, niks vir homself nie, tot by die laaste dag wat eintlik dan bevestig dat hy binne 'n dag of wat gekruisig gaan word.